Groot is U, groot en magtig is U vir ons. En ons wil vir U dankie sê, dat ons in U teenwoordigheid kan wees vanmôre in hierdie plek. So vir U kom dankie sê dat die Gees se teenwoordigheid hier is. Vader, en ons hart en ons gees en ons siel wil ons net uitroep, omdat U hier teenwoordig is. Dit gaan oor U, ons God. Bless the Lord, O my soul, and we'll worship your holy name. Ons eer U, en ons aanbid U vir wie U is. Ons wil kom vra vanmôre in hierdie plek, Vader, mag U grootheid in en deur elke individu kom werk vanmôre. Mag U grootheid manifesteer, U heiligheid, mag U krag in harte oplewering vind vanmôre. Mag U Gees vanmôre 'n roering bring in harte in hierdie plek vanmôre. Soveel sodat ons harte oopstel tot U vanmôre, om te kom ontvang wat U vir ons wil gee. Ons eer U en ons loof U. U is ons koning. Dankie vir die liefde, dankie vir die guns en dankie vir die groot genade in Jesus naam. Amen. En amen. Loofkoning Jesus, jy mag vir 'n oomblik 'n sitplek neem. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here, ons verlosser, ons saligmaker en ons redder. Wil julle nie net omdraai en vir een voor of agter jou verwelkom en sê jy's so welkom hier vandag nie? As iemand daar by Stefan sit, sê vir Stefan baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Prys die Here, is daar nog iemand wat verjaar vandag? As ek jou gemis het, ek het Stefan hierso, baie geluk met jou verjaarsdag, is so kosbaar om op 'n Sondagmôre in die huis van die Here te wees en nog jou verjaarsdag ook te vier. Baie dankie vir Vader se guns en genade oor jou Stefan, ons eer Koning Jesus daarvoor. En jy's so welkom, ons maatjies wat hier is. Tannie Santel gaan julle nog vanoggend vir die laaste keer besig hou, so julle gaan uitgaan buitekant toe. My veter is los, amper trip ek oor myself. Dit gebeur ook, dit moet die tromme wees. So die maatjies wat hier is, julle is welkom met die worship. Wanneer ons by die worship kom, Tannie Mariet, sal jy vir hulle dan net vra om uit te gaan. Baie dankie, dan gaan ons maatjies uitgaan en ons groter maats gaan in die diens bly. Amen. Loof Koning Jesus. Geliefdes, daar's nie baie afkondigings nie, so alle aktiwiteite is gesluit. Ons weet dit is Desember. Kersseisoen lê voor. Ons almal is gereed om af te skakel. Ons almal is gereed om vakansie te hou. Daar is van ons wat al rus. Soos julle sien, Christo is so 'n bietjie weg en ons Karine is weg en ons is baie min vandag, maar julle het so lekker gesing. Ek kon julle hoor agter die tromme. Ek dink gee jouself 'n hande klap. Ek het jou hoor sing vanmôre. Prys die Here, dit het so mooi geklink. En wanneer ons nou gaan prys en worship, dan wil ek jou nog hoor. Amen. Uit volle bors uit jou hart uit, maak hierdie naam van die Here groot, soos nog nooit van tevore. Ons eer hom daarvoor. Maar die res van die verrigtinge, daar's nog so 2,5 weke oor, dan is dit Kersoggend. Ons Kersoggenddiens sal by Middelpark gemeente in Maheristraat wees. Die diens is om 8:00 die oggend. Ons het 'n gesamentlike diens dan daar vir die wat hier is. Kom ons ondersteun hulle en ons woon hierdie gesamentlike diens by. Dan ons het nog 2 Sondae ook wat ons diens hier het, so moenie sommer net mis nie, maar vanmôre is ons laaste stream op Facebook vir die jaar, want ons tegniese span raak ook uitgedun en almal gaan rus, so ons gaan nou nie sukkel om iemand te kry om te stream nie. So vir die ouens wat by die huis is en jy's vanmôre ingeskakel, dis jou laaste stream vir oggend, so ek nooi jou na volgende Sondag se diens toe om dan die diens in persoon by te woon, vir elkeen wat dan by die huis is. Moet dan nie mis nie, as jy nie weggaan met vakansie nie, kom woon die dienste by, kom wees nog steeds kerk vir Koning Jesus, ons eer hom daarvoor. So geliefdes, ons gaan opstaan, ons gaan die offerande opneem, en met die aanvang van die eerste lied, en dan gaan ons oorgee vir Mariet, en vir Theo, wat lei vanmôre. Prys die Here, kom ons gee vir Theo 'n hande klap. Dis nie maklik om met 'n gitaar te lei nie, maar hy is hier, en hy doen dit vanmôre, en dan sal ek probeer volg op die tromme, want Esme is ook nie hier nie. So, maar staan saam met my, ons gaan met die eerste lied aan die offerande opneem, en die Here seën jou vanmôre. Amen. Sal julle kan lekker opstaan en saam met ons dit geniet. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam geslag, sal dit daar nie eerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die lam
geslag sal dit daar nie ewig wees nie, want die Lam is altyd daar. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die Lam geslag sal dit daar nie ewig wees nie, want die Lam is altyd daar. Nog 'n keer. Ons gaan juig daar in die hemel, ons gaan kroon die Lam geslag sal dit daar nie ewig wees nie, want die Lam is altyd daar. As hy, alle eer en ere. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He's made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He's made me glad. He's made me glad. I will rejoice for he has made me glad. And I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. And I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He's made me glad. He's made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He's made me glad. He's made me glad. I will rejoice for he has made me glad. And I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He's made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He's made me glad. He's made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He's made me glad. He's made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He's made me glad. He's made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Amen, amen. Okay, al die Sondagskoolmaatjies, julle is welkom om uit te gaan saam met Tannie Zantel. Saai, kom ons slaan 'n bietjie hande vir die Here vanoggend. Wie kan die son onderhou? Wie kan die hemel bou? Wie kan met hom vergelyk? Daar's niemand, niemand soos hy. Wie kan die rooi see skei? Wie skep fonteine in die woestyn? Wie is vir ewig en altyd in beheer? Daar's niemand, niemand soos hy. Daar is niemand soos hy.
soos hy, daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Wie kan die son onderhou? Wie kan die hemele bou? Wie kan met hom vergelyk? Daar's niemand, niemand soos hy. Wie kan die rooi see skei? Wie skep fonteine in die woestyn? Wie is vir ewig en altyd in beheer? Daar's niemand, niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. O Jahweh, daar's niemand soos hy. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God oor my, God van gister, God van vandag, God van ewigheid bovenal. God oor my. God oor my, en die hemelstraal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Halleluja in die hemel, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Halleluja op die aarde, halleluja in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. God van almag, God van krag, God oor die nasies bovenal. En God oor my, God van verlossing, God van genade, God van vergifnis bovenal. God oor my. Oh, God oor my, en die hemelstraal van die magtigheid, en my lewe spreek van die waarheid. Prys die Here in die hemel,
Prys die Here op die aarde, prys die Here in my hart, vir ewig en ewig. Oh, halleluja. Oh, halleluja. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Nog een keer. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, hy die bron van liefde leef, hy die bron van liefde leef. Alle lof en eer aan die Here. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, hy die bron van liefde leef, hy die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, hy die bron van liefde leef, hy die bron van liefde leef, hy die bron van liefde leef. Sang. Terwyl ons nou oorgaan in ons worship gedeelte, gee net heeltemal oor aan die Here. En ons loof en prys die Here vir alles wat hy vir ons doen, vir wat hy vir ons beteken in ons lewens. Want ons is niks sonder God nie. Alle eer aan hom. My hart verlang, my siel begeer om U gesig te sien. Ek hoor my naam, U liefde roep my dieper na. Die ware is my
my krone moet val, hier waar ek buig, lewensasem sing oor my, en 'n liefdeslied spoor my hart vir U. Jesus, 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 my beminde. Jesus, Jesus, my begin en my einde. Jesus, my hart verlang, my siel begeer om U gesig te sien. Ek hoor my naam, U liefde roep, my dieper naam, die ware is. Majesteit oorweldig my krone moet val, hier waar ek buig, lewensasem sing oor my, en 'n liefdeslied spoor my hart vir U. Jesus, 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 my beminde. Jesus, Jesus, my begin en my einde. Jesus, 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 my beminde. Jesus, Jesus, my begin en my einde. En ek wil sien wat die engele sien, as sal heilig sing, as sal heilig sing. En ek wil hoor wat die engele hoor, as sal voor U val, as sal voor U val. En ek wil sien wat die engele sien, as sal heilig sing, as sal heilig sing. En ek wil hoor wat die engele hoor, as sal voor U val, as sal voor U val. Daar is niemand oor, daar is niemand oor, U alleen is heilig. Daar is niemand oor, daar is niemand oor, U alleen is heilig. Daar is niemand oor, daar is niemand oor, U alleen is heilig. Daar is niemand oor,
ons sê, Jesus, my begin en my einde. Kom ons sing dit weer, Jesus. Jesus, ons beminde. Ons verklaar dit vanmôre, Here. Ons beminde. Halleluja, Here, ons het U so lief omdat U ons eerste lief gehad het. So lief omdat die liefde vir ons in die kruis uitgebrand het. 'n Liefde wat U uitgestort het, 'n liefde wat U uitgestraal het vir ons. Sodat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan wees en kan verklaar, Here, ons het 'n dankbare hart vir U liefde wat ons opgerig het en versterk het. U is ons beminde. Ons gee U die lof, die eer en die aanbidding, want U kom dit alleen toe, Vader. Hierdie diens is nie maar net nog 'n diens uit tradisie wat ek bywoon nie, dit is 'n diens waar ek eer in verheerliking en roem in U naam bring vir wat U vir ons kom doen het. Net die feit dat ons in die teenwoordigheid van 'n lewende God kan staan, Vader, gee vir ons soveel om oor dankbaar te wees. Ons eer U. Die feit dat ons so saam kan wees as medegelowiges in die teenwoordigheid, as eenheid, as kerk, as liggaam vir U. Maak ons opgewonde in U teenwoordigheid. Ons eer U, Jesus. Ons wil sing, ons wil roem in U naam, want groot is U. Ons eer U. Dankie dat ons vanmôre ook weer saam kan wees met die nagmaalviering, waar ons dit wat U vir ons kom doen het aan die kruis kom herdenk, en daarin kan deel hê. Ons eer U, ons loof U. Vader, in U soewereine wil, kom nou in hierdie môre, en kom roer harte aan, kom raak harte aan, kom beweeg deur ons, gee Gees om vaardig te word oor ons, deur ons, en help ons om so in hierdie teenwoordigheid van U, het ons alles oop te maak voor U, ons alles neer te lê, alles op die altaar te plaas vanmôre, met 'n vertroue in ons hart, dat U vir ons sal deurbraak gee, waar ons deurbraak nodig het, in hierdie tyd, in hierdie dag, in hierdie oomblik. Dankie vir dit wat U vir ons doen. Dankie dat U soewereine wil sal geskied in hierdie plek, in Jesus naam. Amen. Amen. Loof koning Jesus. Jy is so welkom om jou sitplek in te neem, baie dankie. Nou geliefdes, ons is in Desember en ons is die afgelope 2 Sondae, is ons besig met 'n aanloop tot Kersfees. As jy kan onthou, so aanloop, so elke boodskap het so iets wat van 'n Kersfees diens tema in. En ek dink dit is 'n tyd waar ons baie opgewonde raak in ons binneste, dis 'n tyd wat ons vier, dis 'n tyd waar dit kom by celebration. Maar ons mag nie fokus verloor in hierdie tyd. Ons mag nie verloor waaroor dit werklik gaan nie. En ek wil jou vanmôre nooi om dan saam met my op 'n reis te gaan waar ek saam met jou gaan deel. En Tannie Sue, baie dankie vir die mooi uitbeelding. Vanmôre wil ek met jou kom deel oor die krib. Ons het gepraat oor die krib, die geboorte van Jesus Christus, van die krib na die kruis en van die kruis tot by die nagmaaltafel. Dis die reis wat ons gaan onderneem vanmôre. En ek wil jou nooi om saam met my oop te maak by die boek van Matteus. Ek gaan 3 plekke vir jou quoteer, maar jy kan by Matteus oopmaak hoofstuk 26, terwyl ons op hierdie reis gaan van die krib na die kruis, na die tafel van die Here. Matteus 26, ek gaan vir jou 2 of 3 verse daar lees, maar ek gaan ook vir jou op ander plekke gou quoteer. Lukas 2 vers 11 sê die volgende: vandag, en ons het hierdie skrif ook verlede Sondag hanteer, toe hulle Jesus gaan soek het, ek dink is die vorige Sondag, vandag is vir julle in die stad Dawid 'n verlosser gebore. Hy is Christus die Here. Hy is jou verlosser van die krib. Daar is vir jou 'n verlosser gebore. En dan by Johannes hoofstuk 1 vers 14 wil ek vir jou lees, die woord het vlees geword en die woord het onder ons kom woon. Die woord wat Jesus is, God self is die woord wat onder ons kom woon. Hy is gebore in 'n krib, in 'n stal. Hy het vlees geword, sê die woord. Hy het onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol genade en waarheid, en ons het sy genade en waarheid aan die kruis beleef. Dis waar sy genade en waarheid vir ons 'n realiteit geword het.
En dan kom ons by die tafel van die Here en ek lees vir jou Matteus 26 vers 26 tot en met vers 28 en terwyl hulle eet neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit. Dis sy liggaam wat gebreek word vir ons en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Net tot sover. Nou geliefdes, hierdie tyd, die Kersseisoentyd, is 'n tyd wat ons ervaar as vreugde. Maar dit moet ook 'n tyd wees wat jy baie die ervaring moet hê dat daar is vir jou hoop. Nie net vreugde nie. Dit gaan nie oor geskenke gee nie. Daar is hoop. Daar's vreugde, maar daar is ook hoop. En ons gaan op hierdie reis gaan vanmôre en ons sien dat die krib wat hier uitgebeeld is vanmôre stel 'n beeld voor vanoggend dat die verlosser is gebore. Dis wat dit uitbeeld. Verlede week het ek vir jou gesê vir baie is die krib net 'n dekorstuk. As jy daar by die liggefees loop, die liggies is mooi opgemaak, almal loop verby en sê, "Ooh, dis so mooi." Dis net 'n dekorstuk. Maar jy moet besef vanmôre dat die krib is vanmôre, daar is 'n verlosser gebore. Hierdie tyd, 'n verlosser is gebore vir ons, 'n verlosser. Wanneer ons na die krib kyk, moet ons ervaar dat ek is verlos deur die een wat in daardie krib na ons toe gekom het. Ek is verlos. Maar die krib moet nie gesien word as die eindpunt nie. Die geboorte van Jesus is Kersfees en is lekker en ons celebrate nie. Dis nie die eindpunt nie. Dit moet ervaar word as die beginpunt, die reis waar die verlossing vir jou en my begin het. Want as hy nie gebore is in die krib nie, daardie reis nie begin vir jou en my nie. Die pad van verlossing nie vir jou en vir my gekom nie. En daarom nooi ek jou vanmôre om saam met my hierdie reis te onderneem, van die krib na die kruis en van die kruis na die tafel van die Here. Ons gaan nie net kyk na 'n mooi verhaal van 'n baba wat vir ons gebore is nie, ons het 'n baba pop opgespoor. En julle wil nie kom lees wat op hierdie hempie staan nie. Daar staan eintlik happy little chappy, maar dit is net ons kon nie iets anders te kry nie. Maar daar's mos vreugde in ons harte. As ons mos daarna kyk. Want daar's vreugde wat leef in ons harte. Ek nooi jou vandag geliefdes, kom ons kyk nie net na 'n happy little chappy en 'n kruis nie, met alle respek gesê nie. Ons kyk nie net na 'n verhaal van 'n baba wat gebore is in die stad Jerusalem nie. Nee, vandag nooi ek jou uit wanneer jy kyk na die krib om saam deel te kom neem aan hierdie reddingsplan wat God vir jou gebring het. Om saam deel te wees van hierdie reddingsplan, vir jou en vir my. Niemand is uitgesluit nie. Die woord sê Johannes 3:16, so lief het God die wêreld gehad. Iemand sê net wêreld. Wêreld oorskryf die uitverkiesingsleer. Want baie glo God kies vir wie hy wil red. Dis 'n leuen uit die put van die hel. Wêreld sluit die wêreld in. So lief het hy hierdie wêreld gehad dat hy sy seun gestuur het om in 'n krib gebore te word, sodat hierdie seun kan opgroei om op 'n pad te stap, die Via Dolorosa, om aan die kruis te gaan sterwe, sodat ek en jy en die wêreld, dit wat in duisternis staan vandag, verlossing kan smaak, verlossing kan kry, kan ervaar. Verlossing. Verlossing vir jou en vir my, maar ook verlossing vir elkeen daar buite in die wêreld. Ek vra jou vanmôre om na te dink. As ons dink aan hierdie verlossingsplan, hierdie baba wat vir ons gebore is, en jy dink aan hierdie verhaal, waar staan jy vanmôre in hierdie reddingsplan, verhaal van Jesus? Waar staan jy vanmôre? Met jou hartsoortuiging? Staan jy nog een kant en as 'n toeskouer en kyk en sê, "Ooh, dis so mooi en dis 'n mooi uitbeelding en dit lyk so pragtig en ons gaan geskenke koop en gee vir almal." Staan jy as 'n buitestander en kyk net toe na hierdie mooi Kersfeesverhaal, of het jy jou knieë voor die kruis kom buig? Het jy jou knieë voor God kom buig? Het jy jou hand uitgestrek na die Here se versoening wat hy vir jou gegee het, en het jy die verlossing aangegryp sodat jy vandag deel kan hê aan hierdie verlossingstafel van die Here? Waar staan jy vanmôre met jou hartsoortuiging? Geliefde, dit moet leef in jou hart vandag. Jesus is gebore as verlosser. Sy geboorte kondig die begin van 'n reddingsplan aan. Sy kruis beeld die volheid daarvan uit, en die nagmaal waarin jy deel het vanmôre is die viering van sy verlossingsplan wat ek en jy het.
'n celebration. Kersfees gaan nie oor 'n babatjie wat gebore word en celebrate nie. Die nagmaal is die celebration vir die verlossingsplan waarin ek en jy deel het vanmôre, aan die liggaam van Christus. Dis waar ons staan. En baie, en dis die jammerte, dis die hartseer. Baie kom hier, en hulle staan hier, ekskuus ek beweeg baie op en af, hulle staan hier stil, hier by die krib. Dis waar hulle stil staan. And I'm on my way. Maar ons kom nie daar by die kruis uit, sodat ons dit kan herdenk wat God vir ons gedoen het nie. Daarom is kerke leeg op nagmaaloggende. Ons herdenk nie met die verlossingsplan nie. Dis die jammerte, dis die hartseer, want ons staan nog vas by 'n baba wat in 'n krib gebore is. Ons het nog nie verby dit beweeg nie. Ons staan nog vas by die kruis, maar Jesus het klaar gesterf. Ons het nog nie daar verby beweeg nie. Ons het nog nie die verlossing wat ons aangegryp in volle verstaan, sodat ons kan celebrate wat hy vir ons gegee het. En ek wil terugkom by die krib, geliefdes. Wat beeld die krib vir ons uit vanmôre, as jy by die krib wil stil staan? Wat beeld dit uit? Vir my beeld hierdie krib, daardie krib wat gestuur is, die kind wat gebore is in 'n krib, geliefdes, dit beeld vir my uit God se nabyheid. God is naby aan my. Hy is naby aan jou. God het in sy seun, Jesus, na hierdie wêreld gekom, nie in pragt nie, nie in roem nie, nie in sy koninklike godskap nie, maar in nederigheid. Nie in weelde nie. Hy het nie in 'n paleis ingestap en gesê ek gaan nou oorvat en ek gaan hierin leef en ek gaan regeer nie. Hy het in 'n krib gebore kom raak. Die krib, geliefdes, beeld uit vir ons vandag dat God het sy godheid gekies, in sy godheid, om by die wat swak en by die wat gebroken is te wees, om naby jou en my te wees. Daarom jou en my verlossingsplan begin die oomblik toe God gekies het om mens te wees. Dis waar dit begin. God het gekies om mens te wees, om deur te kom maak wat ek en jy deurmaak vandag. Weet dit vanmôre, in jou pyn, in jou nood, in jou krisis, in jou hartseer, in jou versoekinge, in jou probleme wat jy in die gesig staar. God het gekies om mens te wees, om deur te maak wat jy elke dag van jou lewe deurmaak. Hy het dit deurgemaak. Daarom verstaan hy jou vandag. Daarom het hy begrip met jou toestand. Daarom kan hy met jou kom empatiseer vandag. Want as ons kyk na hierdie wêreld, hierdie tyd waarin Jesus gebore was, in hierdie krib, in die stal, in die stad Jerusalem. Jy sal onthou die voorlaaste preek, het ek vir jou gesê, daar was nie plek vir die mense, vir Jesus om hom te ontvangs nie, want die herberg en alles was vol, hulle was te besig geweest, hulle was besig met sensusopname, daarom is Jesus in 'n stal gebore, geliefdes. Daarom het hierdie wêreld waarin Jesus gebore was, hulle het Jesus nie anders ontvang as vandag, toe ek en jou hom ontvang het nie. Die tyd, die omstandighede, was dieselfde gewees. Daar was tyd van onsekerheid. Die mense was te besig in hulle harte. As jy nou hier uitbeweeg, as ek jy nou gou vir 'n paar oomblikke kan afgee en jy gaan ry gou deur die strate, sal jy sien, daar in die mall, die mense is te besig om kersinkopies te doen, as wat hulle wil kom by die huis van die Here, om dit te vier wat God vir hulle gegee het, op 'n Sondag. Te besig, niks anders as daardie tyd in Jerusalem nie. Die mense is te besig. Hierdie mense, dit was 'n tyd van besig, onsekerheid, lyding, hopeloosheid, 'n wêreld van verwarring. Dis waarom ek en jy ook vandag is. Ons leef in 'n wêreld van verwarring. Hierdie mense het ook gevoel, ek is alleen, ek is verlore, ek is sonder hoop. Toe kies God om nie na 'n troon van weelde te kom nie, maar hy kies om 'n eenvoudige krib as 'n bedjie te gebruik. Net jy geweet dat 'n krib word geken as 'n voerbak vir 'n dier? Het jy al so daaraan gedink? Waarin Jesus kom lê het, was 'n drinkbak of 'n voerbak van 'n dier gewees. Was nie 'n mooi kot wat gevleg was van riete nie. Daar was nie plek vir hom gewees in die herberg nie. Dit dui aan dat God het gekom op 'n plek van nederigheid en gebrokenheid, sodat hy kan assosieer met jou en my vanmôre. Met ons toestand. Die krib sê vandag,
God is naby jou. God sien jou. Die krib sê vandag, hy ken jou. Hy is bereid om tot jou vlak te kom vanmôre. Jy hoef nie 'n beter mens te wees om by God uit te kom nie. Hy kom tot by jou vlak in daardie diepste donker duisternis waar jy sit vanmôre. Hierdie gat wat jou terughou, God kom tot daar. Hy kom tot daar om jou te ontmoet. Om met jou bekommernis, jou pyn, jou vreugde en jou stryd te kom deel. Die krib is 'n teken van hoop. Hoop in jou met 'n boodskap in jou hart. Dis wat die wyse manne ontvang het toe die engele aan hom hulle verskyn het daar in die stad Jerusalem. Sal 'n seun vir julle gebore word, julle sal hom vind in 'n stal, in 'n krib, is waar hy lê, en julle sal hom Immanuel noem, God met jou. Hierdie krib sê vanmôre Immanuel, God met jou en met my. Voel jy alleen vanmôre, God is met jou. Hy is met jou. Kyk vanmôre net verby die dekorstuk en ervaar wat die krib vir jou doen. God is met jou. En omdat God met jou is, het hy vir jou na die kruis gegaan. Vir my na die kruis gegaan. Die Jesus baba wat in die krib uitgebeeld word, geliefdes. Johannes sê, daar in Johannes 1:29, hy sien Jesus, hy sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Die lam wat aan die kruis geslag gaan word vir jou en vir my, daar is hy. Daarom kan sy geboorte in hierdie tyd, wanneer ons Kersfees wil vier en ons kyk na die geboorte en ons kyk na die krib, jy kan nie die geboorte van Jesus onafskeidbaar maak van sy kruisiging nie. Dit maak deel van die kruisiging. Dit maak deel van die opstanding. Daar is die lam. Kersfees, kyk ons nie net na 'n baba in 'n krib nie, ons kyk na die lam wat geslag is vir jou en vir my, sodat ek en jy vandag kan leef in Christus. Sy geboorte was nie net 'n inspirasie nie, sy geboorte dui op die verlosser, die ultimate verlosser, wat die ultimate, as ek die Engelse uitdrukking kan doen, prys vir jou en vir my kom betaal het. Daarom geliefdes, die kruis, soos wat hy uitgebeeld is daar vanmôre, as jy vir 'n oomblik na hom kan kyk, ervaar, God met ons Immanuel, die kruis is waar God met ons Immanuel, sy liefde, die diepste uitgebeeld is, aan die kruis. Jy kry geen ander liefde, so groot en so diep, soos dit wat aan die kruis uitgebeeld is nie. Dit word 'n liefde, geliefdes, wat bereid is om 'n prys te betaal, sodat ek en jy vry kan wees. Prys te betaal vir sonde, agape liefde, hy wat kom instaan in jou en my plek, dit is sy liefde. Hy het inkom staan in jou plek en in my plek. Dit is 'n liefde wat bereid is om herstelling te bring, herstelling, geliefdes, waar ek en jy afgeskei was van God, waar ons vyande van God was, waar ons weg van God was, dat ons weer voor hom gebring kon word en vriend van God genoem kan word, kind van God. Dis die liefde wat vir ons uitgebeeld word hierso. Ek en jy wat uit 'n sondige, verlore toestand weer heilig gemaak kon word. Rein gemaak kon word. En dit is die liefde wat jou en my vandag kom bevry van die houvas en die mag van die dood en sonde. Soos jy na Kersfees kyk na die kruis, jy het nie meer 'n houvas van sonde en dood op jou nie. Dit gee ons soveel rede om te celebrate, om dankbaar te wees, om te kan ervaar, niks, maar niemand sal my kan skei van die liefde van Jesus Christus nie. Dit wat in sy liefde is nie. Wie kan jou uit sy hand uit wegneem? Niemand nie. Geen dood, geen mag, geen owerheid sal jou uit sy hand uit kan wegneem nie. Dis die kruis. Dis wat die kruis vir ons gedoen. Die kruis sê, God se liefde is nie net leë woorde nie, wat gespreek is nie. Dit is vir my maklik om sê, ek het jou lief vanmôre, en dan kom ek jou te na. Dis menslik. God se liefde werk nie so nie. Sy liefde het oorgegaan in daad, in aksie, vir jou en vir my, aan die kruis, daad. Jesus het gesterf, Jesus het
opstaan en hy het die mag van sonde, hy het die mag van dood oorwin. Hy het dit oorwin. En geliefde, vanmôre nooi die kruis jou en my om nie net te glo in 'n baba in 'n krib nie, maar om jou lewe toe te vertrou aan die Here, die een verlosser wat bereid was om aan die kruis te gaan hang vir jou en vir my, sodat ek en jy kan vry wees. En dit bring my dan by die nagmaaltafel, as ons dit kan besef, en ons kan dit verstaan, en ons kan dit leef, want ek is vry in Christus, geliefdes, dan het ek 'n toewyding, 'n deelname aan hierdie verlossingsplan. Ek wil deel hê daarvan, en ek wy my toe aan Jesus Christus, en my toewyding en deelname vanmôre is, om deel te hê aan hierdie verlossingsplan, deel te hê aan hierdie tafel van die Here. Want wanneer ons deel aan die nagmaal, en ons het deel aan hierdie tafel, dan word hierdie verlossingsplan tasbaar en sigbaar vir ons. Ons leef dit fisies en prakties uit. Ons erken dit. Paulus sê, so dikwels as wat julle bymekaar kom, doen julle dit tot my gedagtenis, tot my herdenking, en so verkondig julle my dood totdat ek kom. Julle verkondig die kruisiging, julle verkondig die opstanding totdat ek terugkom, so julle verkondig my wederkoms ook. Dis die verlossingsplan wat God vir ons het. Ons het deelname, ons het toewyding in hierdie verlossingsplan. Daarom kom Paulus en hy herinner ons en hy sê, moenie dit mis nie. Moenie die onderlingse byeenkomste mis nie. Moenie dit afskeep nie. Moenie dit veronagsaam nie. Moenie dit sommer net wil misloop, so sommige dikwels die gewoonte het om dit mis te loop nie, want ek wil vanmôre net so bietjie laat slaap. Ek voel nie so lekker in my binneste nie. Ek wil net kom by die Here uit, kom by sy verlossingsplan uit. Maak deel daarvan. Wees deel daarvan. Leef dit prakties uit. Hoekom? Want die brood en die wyn herinner jou en my daaraan dat die verlosser is gebore en hy het ook gesterf, maar hy het opgestaan en ek het deel in sy ewige lewe. Ek wil dit nie verontagsaam nie, ek het deel van sy ewige lewe. Jy word genooi vanmôre om fisies en prakties deel te hê aan sy liggaam, geliefdes, deel van hom te hê, deel van sy bloed. Die nagmaal is net 'n ritueel of 'n tradisie, soos baie dink dit is nie. Hierdie is vanmôre 'n fisiese ontmoeting met jou verlosser. Dis fellowship. Dis gemeenskap. Engels praat van iets, the Holy Communion. Wanneer ons by mekaar kom, is communion. Dis geselligheid. Dis samekoms om gemeenskaplik saam te wees. Daarom mag ons dit nie. Ek sê altyd, jy kan enige ander diens mis, maar moet nooit 'n nagmaaldiens mis nie. Dis so belangrik. So belangrik. Daar's so baie mense mis nagmaaldienste vandag. Ek weet nie eens wanneer laas het hulle nagmaal gehad nie. Terwyl die woord sê, doen dit. So dikwels. Wat jy deel aan hierdie verlossingsplan. Wanneer jy die brood en die wyn neem, is dit 'n illustrasie waar jy jou geloof en jou toewyding aan hom verklaar. Hy wat in 'n krib gebore is, wat aan die kruis gesterf het vir jou en vir my, ons verklaar ons toewyding en ons geloof aan hom. Ons verbind ons gemeente in eenheid saam en ons deel in een liggaam. Dis wanneer ons by mekaar kom. Dis wat gebeur. Daar is 'n eenheid in die gemeente, in die kerk wat plaasvind, want die gemeente, die eenheid, die liggaam is geroep om lig van Christus te wees en lig uit te dra. En dis waar jy dit ontvang, wanneer ons dit saam doen, wanneer ons saam gebruik. En hierdie tafel sê vir jou vanmôre, kom, ontvang, wees deel en leef. Leef vry in Christus. Dis sy verlossingsplan. Hierdie tafel is 'n plek van dankbaarheid vanmôre. As jy 'n dankbare hart het vanmôre teenoor wat God vir jou doen, dan wil jy dit nie mis nie. Amen. Jy wil dit nie mis nie. Ek het 'n baie vinniger amen as dit verwag. Maar jy wil dit nie mis nie, want jy's dankbaar in jou hart vir dit wat God vir jou gedoen het. Jy kom leef dit prakties uit. Hierdie tafel is 'n plek van belydenis waar jy die Here Jesus Christus bely en sê, hy is my verlosser en ek is sy kind en ek is verlos. Ek is verlos. En niks en niemand sal my kan skei van sy liefde nie. Dis weer 'n plek waar jy vernuwe word in jou hart. As jy moeg en mat voel, want die lewe druk, maak 'n mens soms moeg en mat voel, dan kom jy en jy ontvang weer opnuut vernuwing uit hom uit, deur dit wat hy vir jou
jou gee. Ek vra jou vanmôre, ons kyk na die krib, ons kyk na die kruis, ons kyk na die tafel. Wat is jou persoonlike toewyding vanoggend? Uit jou hart uit. Wat leef jy in jou persoonlike toewyding uit vanmôre? Kom vanmôre en laat toe dat die lig van God jou verlig. Deur hierdie tafel. Vra jouself vanmôre, watter area in my lewe het ek God se nabyheid nodig? Watter area? Verklaar oor daai area. God met ons is gebore, Immanuel. Hy het gesterf aan die kruis. Ek staan in verlossing. Ek het deel in sy plan. Verklaar dit oor daardie area vanmôre. Verklaar dit. En sien en ervaar hoe God jou uit hierdie toestande gaan oprig, waarin jy voel jy vasgevang voel. Wat is jou persoonlike toewyding vanmôre? Kom vanmôre as verloste, as vry mens en leef jou geloof uit vir God. Maar nie twyfel nie. Die krib, God met ons, Immanuel. Die baba wat daar gebore is, vat alle twyfel weg. Die kruis elimineer twyfel. Twyfel staan nie by die verlossingsplan van God nie. Kry dit uit jou stelsel uit. Leef in vrede, leef in geloof en wees 'n draer van God se lig. Wat is jou persoonlike toewyding vanmôre? Kom vanmôre na hierdie tafel met 'n positiewe belydenis en 'n verwagting in jou hart vir dit wat God reeds vir jou gedoen het. Kom daarin. En laat hierdie viering vanoggend jou en my geloof verdiep. Ek wil jy moet dink aan 'n Kersgeskenk vanmôre. Ons gaan na Kersfeestyd toe. Dink aan 'n Kersgeskenk wat jy ontvang. Dink aan daardie geskenk. Mooi pragtig toegedraai. As iemand hom in jou hande sit, wat maak jy? Jy maak hom oop. Wie maak nie 'n Kersgeskenk oop nie? Wie bær hom? Niemand nie. Jy's mos nuuskierig, jy wil sien wat's daar binne-in. Jy maak hom oop. Dink so daaraan, Jesus Christus. Die geboorte van Jesus is die geskenk in die krib wat God vir die wêreld gegee het. Die nagmaal wat jy gebruik vanmôre is die oomblik wanneer jy daardie geskenk reeds ontvang het en jy het hom oopgemaak en jy's deel daarvan. Dis daardie oomblik. Moenie Jesus toehou as 'n geskenk nie. Maak hom oop vanmôre en jy sal ervaar hoe hy vir jou lewensverandering bring. Dis nie net genoeg om te weet daar is 'n geskenk nie. As almal het 'n verwagting daar gaan Kersfees 'n geskenk vir my wees. Ek hoop jy gaan 'n geskenk kry. Want gee dit vir die regte redes, nie die verkeerde redes nie. Maar dis nie net genoeg om te weet daar is 'n geskenk nie. Jy moet daai geskenk ontvang, jy moet hom oopmaak. Jy moet dit ontvang. Jy het Jesus ontvang. Leef met hierdie geskenk wat jy ontvang het. Jy het hom ontvang. Die tafel van die Here is vanmôre jou uitnodiging om daardie geskenk van verlossing persoonlik te ervaar wat jy ontvang het. Word bewus van hom. Ervaar hom vanmôre in hierdie oggend wanneer ons deel in hierdie nagmaal gaan hê. Geliefdes, die krib en die kruis en die tafel is 3 stasies wat hier uitgebeeld is vanmôre. Dis 3 stasies van dieselfde reis vir ons vanoggend. God se liefde wat deur die menswording gemanifesteer is. Hy kom sterf en hy nooi jou vanmôre om deel te hê aan hom. Deel te hê aan sy liggaam. En mag jy vanmôre hierdie reis in volle oorgawe, in geloof neem. En mag jy met die verlosser wat jy in jou lewe verwelkom het, as vry mens leef, wanneer ons in hierdie tafel gaan deel hê. Mag dit in jou hart opleef vanmôre. Wil jy net vir 'n oomblik daar waar jy sit, net jou oë sluit nie. Ons gaan nie musiek speel vanmôre nie. Christus afwesig. Net vir 'n oomblik jou oë sluit.
Dink aan hierdie woorde, God met ons. Hy is Immanuel. Die baba seentjie in die krib word gebore om 'n pad, 'n reis deur te maak wat tot by die kruis gekom het, waar hy in die kruis uitgeroep het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vryspraak, uitgeroep het, dit is volbring. Uitgeroep het, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dink aan daardie geskenk, wat op dag 3 opgestaan het, en jou vrygemaak het. Wat vanmôre sê, kom en wees deel van my. En ek wil jou vra, so maklik laat ons toe, dat ons omstandighede ons kom oorweldig, ons bekommernis, veral in hierdie tyd, Desember, November, Desember, statistiek bewys, dis wanneer die mens moeg is, dis wanneer die selfmoordsyfers die hoogste is. Jy kan maar gaan lees, dis in die media, daagliks dit gebeur. Mense is moeg en mat, want hulle besef nie, God met ons, het vir my gesterf, en ek staan in oorwinning nie. God met jou, is daar vir jou vanmôre. Skuif 'n bietjie hierdie probleme, hierdie krisis, hierdie situasies net vir 'n oomblik uit jou sisteem uit. Plaas dit net eenkant en fokus nou op God. Verklaar jou dankbare hart aan hom voor ons aan die tafel gaan sit. Sê, Vader, ek weet ek het uitdagings, maar U is vir my. U is met my. U dra my deur. U help my. Terwyl ons gaan bid, en dan gaan ons in die nagmaal deel hê. En as jy nog nooit 'n oorgawe vir Koning Jesus gegee het nie, het jy ook nou 'n geleentheid. Waar jy sê, Vader, U is nie net 'n Kersfees storie en verhaal nie. U is my gebore sodat ek kan vry wees. Neem hom aan as jou verlosser en saligmaker. Ons gaan saam bid. Vader, ons dankie. Ons dankie dat ons nou op hierdie oomblik kan stil raak, voor ons aan die nagmaaltafel gaan deel hê. Ons gestil raak in ons harte en toelaat dat U Gees nou kom inspraak lewer. Vader, soveel storms, soveel onsekerheid, soveel donkerte, soveel duisternisse, wat 'n mens se harte woed. Ons het hier ingekom vanmôre, en ons baie woelinge, baie verwarringe, baie onsekerheid. Kom help ons vanmôre om dit net eenkant te plaas. Vader, ons wil dit net so in U hande plaas, net so voor die voete kom neersit. Ons wil toelaat dat U wat die grootste geskenk vir ons is, nou ons harte kom vul. Ons hartskamers kom toemaak met U Gees. Vader, kom spreek in ons hart en kom help ons om in volle geloof standvastig te wees en vas te staan in die genade wat U vir ons kom gee het. Ons geloof weer kom versterk, ons vertroue ten volle weer kom bely vanmôre. Op U sal ons staat maak. Op U sal ons vertrou, maak nie saak wat nie. U is vir ons, God met ons, Immanuel. En U het elke omstandigheid in U hande. U het dit kom deurmaak toe U vir ons gebore is. As mens het U kom deurmaak wat ons deurmaak vandag. U kan met ons empatiseer, maar U kan ons ook help. Daarom bid ek en vra, Vader, dat U nou in harte, waar die onsekerheid en die donkerte heers, dat U hulle nou sal kom verlig met U heerlike krag. Verlig hulle vanmôre. Individue wat dalk nog hier staan en sê, maar ek het nog nie ten volle Jesus Christus, my saligmaker en verlosser gemaak nie. Vader, dat U Gees nou 'n roering in daardie harte sal bring, sodat U hulle kan vrymaak. Dat hulle U kan smaak, die heiligheid kan smaak, die heerlikheid kan ervaar, die krag kan ervaar en versterk hulle en rig hulle ook op as verlostes in Jesus, want dis wat U vir ons in die kruis kom doen het. So lief het U ons gehad dat U kom sterf het, Vader, sodat elkeen wat in U glo, nie deur werke, nie deur krag, maar deur geloof, U kind kan wees. Ons eer U, ons loof U. Ons gaan nou in die nagmaaltafel deel hê en Vader, ek wil kom bid dat dit wat ons doen, dat ons nie met 'n hart van oordeel sal kom nie, maar dat ons met 'n hart van vryheid sal kom en deel hê in die liggaam. Die woord sê, in die nag wat U verraai is, het U die brood geneem, U het dit gebreek. Nadat U dit gebreek het, U gedank en U het dit uitgedeel en U het gesê, neem, eet, dit is my liggaam. Dankie vir die liggaam.
En so het U ook die beker geneem, en het hom geskink, en het hom uitgedeel, en het gesê, drink, dit is die bloed van my Nuwe Testament. En hier die Nuwe Testament kom aankondig. Ons eer U daarvoor, mag ons dit net beleef en ervaar weer in hierdie môre. So dikwels as julle by mekaar kom, doen dit tot my nagedagtenis, sê die woord. Ons wil U in ons gedenke, in ons gedagtes inbring en dit herinner. Ons verkondig U, Jesus Christus, die lewende Heer, die verloste Heer, die opgestane Jesus. En dankie dat ons deel het aan U vanmôre, in Jesus naam. Amen. Amen. Loof Koning Jesus. Ek gaan, elkeen wat my gaan help met die bediening van die nagmaaltafel uitnooi, om hier na vore te kom, en dan gaan ons hier bedien, en ontvang vanmôre, soos wat die Here dit in jou hart gee, in hierdie oggend. Leef vanmôre in die vryheid, waarmee Christus jou vrygemaak het. Amen.
dankie Hemelse Vader vir die voorreg dat ons nagmaal kon vier, van die krib na die kruis, na die tafel. Dankie, dit is waaroor dit gaan vir ons as die kinders, Here, dit gaan oor U, wat U lewe vir ons gegee het, en dankie dat ons deel kan wees, 'n familie kan wees in Christus. Dankie dat U ons seën, ons is lief vir U. Amen. Baie dankie die Here. Seën jou. Ons gaan vra hierdie blok mense stuur vir ons die glasies daar na daai kant toe, na die venster se kant toe, en julle kan van julle glase net na hierdie kant toe stuur, na julle regterkant, en dan gaan ons hulle opneem, en ja, die Here seën jou. Sy is almal opgeneem. Ja, die woord sê vir ons, daar leer ons oor seisoene, en dan is daar 'n gedeelte wat sê daar is altyd 'n tyd om te kom, dan is daar 'n tyd om te gaan. En vanmôre gaan ons twee persone groet in die gemeente, en ek gaan eers vir Tannie Trudy vra om op te staan. Tannie Trudy, sy verhuis saam met die kinders Hartenbos toe, en ja, ons stap al 'n lang pad saam, vandat ek in die gemeente gekom het, toe kom hulle Potch toe, en daar het ek saam met Tannie Trudy hele pad gestap met oom Hannes toe nog toe hy geleef het, en met ouma Leen, die wonderlikste getuienis rondom die doop, en ja, vandag sê ons vaarwel, tot ziens. Ek is net so emosioneel, so die Here, ek bid die guns en die genade oor Tannie se lewe daar. As ons in Hartenbos is, sal ons kom inloer, ons sal kom kuier. Dis vir ons 'n verskoning om bietjie Kaap toe te gaan. Prys die Here. Maar ons wil net vir Tannie sê, mag die guns en die genade en die vrede van Jesus Christus saam met julle wees daar. En ons is baie lief vir julle, dink aan ons, en wanneer julle hier is, kom kuier, kom loer maar in. So ons bid guns en vrede oor Tannie Trudy af. Mag die genade met Tannie wees. Amen. En dan wil ek vir Hetty vra, maar ek wil haar vra, sy moet hier voor by my kom staan. Ek wil Hetty uitsonder vanmôre. Nou Hetty verhuis ook na haar kinders toe in Pretoria, daarom nou nie so ver nie. Maar Hetty is al deel van hierdie gemeente seker al vir bykans 31 jaar plus. Sy het deur hierdie gemeente gekom en die baie groei en die baie val en die opstaan gesien en beleef en herleef, en Hetty was ook deel van my leierskap gewees. Hetty was op bestaan met die tesourier van die gemeente, en ek wil vir jou kom dankie sê dat jy ingekoop het in die visie. Ek wil vir jou kom dankie sê dat jy geglo het in my toe ek hier gekom het. Toe ek hier kom, toe sit ons met 'n gemeente van so 18 op 'n Sondagmôre. Vandag kan ons verklaar, die Here het ons so geseën, ons het al 'n gemeentetal van so 200 plus. En die Here het ons gebless, maar jy het aanhou bid, jy het aanhou vertrou, jy het aanhou glo, jy het ingekoop in die visie. En jy het aan my geglo en jy het my ondersteun, en ek is so dankbaar daarvoor. En ek wil vir jou sê dankie, Hetty. Dankie vir wat jy vir ons beteken het in die gemeente. Baie keer kwaai gewees vir die pastorievroukie bygekom het, vir Mariette in my lewe gekom het Hetty baie hand opgesteek en sê gesê nee, ons moet met 'n vrouevereniging begin, en die vrouevereniging, ons het 'n verkiesing gehou en leiers is aangestel, en vandag gaan die vrouevereniging baie goed aan. En sy het gesorg dat die vrouens die pastoriemoeder was tot die pastoriemoeder gekom het. En dankie vir jou hart en jou hand wat daar leiding gegee het. En ons wil vir jou sê, ons gaan jou mis, maar Pretoria is nie ver nie. Kom loer gereeld in. Asseblief, jy's nog steeds deel van ons familie. Dis jou huis, dis jou plek hierdie. En ons wil jou bless met ietsie, saamstuur, en wanneer dit gebruik, dink aan ons, hoor. Regtig, dink aan ons, en mag die guns en die genade van die Here ook met jou wees. En ek wil vra my leierskap wat hier is. Hetty is deel van die leierskap gewees. Ek wil vir die gemeente sê, daar is 'n posisie oop, hoor. Daar's 2 plekke oop. Ons gaan nog in die nuwe jaar gou leierskapontwikkeling doen. Ons moet mense in die leierskap weer kry. So ons gaan dalk op iemand se knoppie druk, maar wees gereed daarvoor, wees bereid daarvoor. Ek gaan bid so lank as jy op die leierskap wil dien.
Maar jou plekkie gaan leeg wees, ons gaan jou mis, maar ek wil vra my leierskap wat hier is, wil julle nie voorkom staan nie. Ons wil vir haar bless vanmôre en ons wil saam met haar bid. Ons wil die Here dankie sê dat sy guns en genade met haar gaan wees. Sy sê vir my nog voor ek oud is, wil ek nuwe vriende gaan maak waar ek gaan bly. En sy moet net nie van haar ou vriende vergeet nie. Hoor jy mag nie van ons vergeet nie. Asseblief nie. So kom staan hier so, wil julle nie as gemeente net julle saam met my opstaan terwyl ons vir Hetty ook gaan bid nie. En ons gaan vir Tannie Trudy ook bid vanmôre. Mag die guns en die genade en die goedheid van God met julle wees. Vader, ons dankie. Dankie eers vir u guns en die genade wat ons beleef vanmôre. En ja, dit is hartseer tye in ons harte wanneer ons met afskeid neem van geliefdes, want hulle is familie. Ons is een familie in Christus. En so wil ek vir Trudy en vir Hetty voor die voete kom plaas en ek wil bid en vra, Vader, mag jy genade hulle omvou en die gees van God hulle net begelei waar hulle gaan wees. Vader, dis dalk 'n nuwe seisoen in hulle lewe wat aanbreek en mag jy hulle kom bless in daardie nuwe seisoen en mag die grootheid van God oor hulle so sigbaar wees dat hulle weet dat God sal hulle nooit faal nie. U sal hulle nooit teleurstel nie. Ons stuur hulle met liefde waar hulle gaan wees, dat hulle lig sal wees, sout van die aarde en lig vir hierdie wêreld. In Jesus kosbare naam ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën julle en moenie ons vergeet nie. Prys die Here. Ons gaan afsluit met een laaste lied. Kuier saam met hulle na die tyd. O, Hetty wil iets sê. Maar jy mag gou vir 'n oomblik jou sitplek neem. Hetty hou van baie praat, so ons gaan glad nie. Ek dink dit is waar nie. Nee, ek wil net vir julle almal sê, dit was om hierdie gemeente te dien. En dis 'n voorreg. As iemand ooit vir jou sê, dankie vir die opoffering om hier te wees. Dit is nie 'n opoffering nie. Dis nooit 'n opoffering om in die kerk van die Here te wees nie. Dit's nooit nie. Dis 'n voorreg. Het jy al daaraan gedink as jy moes betaal om hier te wees? Sal jy betaal om hier te wees? Natuurlik. Want dit is wonderlik om hier te wees. Dis 'n voorreg en ons kan dit gratis en verniet kom doen. Waardeer wat die Here vir ons gee. Wees lief vir mekaar. Soos wat julle nog altyd lief was vir mekaar. Vrouens. O, jene, dis lekker. Dis baie lekker om sissies te hê. Wat jy kan druk en wat jy al jou lief en leed mee kan deel. Maar dis 'n voorreg om so in 'n gemeente te wees. En ek weet, Johan, julle sal van sterkte na sterkte gaan. En dis wonderlik om dit te sien met jou oë. Want hoe nader die koms van die Here kom, hoe meer gaan ons hom soek. Hoe meer gaan ander hom soek. En ons moet vertel. Dankie. Dankie, Hetty. Ek het reeds die Here gebid en vertrou vir 10 nuwe gemeentegesinne in hulle plekke wat ons verloor vanmôre. Prys die Here. Ons gaan nou afsluit, so julle kan lekker saam opstaan en saam met ons sing. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof met my hele sy heilige naam, laat alles in die groot deel aan die Here loof. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof met my hele hart, loof met my hele hart. Hy gee om wat roep, weer nuwe krag, uit my sonde vergeef, en hy maak my sy kind, laat alles in die groot deel aan die Here loof.
ons bid net saam. Vader, ons dankie dat U vir ons weer nuwe krag gee wanneer ons uitgaan in hierdie diens. Ons met die krag van die genade van die Here uitbeweeg. Ons 'n nuwe week ingaan met die volheid en die heerlikheid van God met ons. Ons dankie daarvoor. Wees vir ons hierdie week, Vader, 'n God van nabyheid, soos wat ons in hierdie onbekende week ingaan. Ons eer U daarvoor, seën elkeen vanmôre in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen.